ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 269. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Ek het mense wat daai boek gelees het, wat vir my gesê het, prof, ek het in my lewe nog nooit so boek gelees nie. Waar daar so op 'n eenvoudige manier gepraat word oor die dood en die doodryk, die geestelike liggaam, dit wat gebeur wanneer ek my asem uitblaas, hoe gebeur dit, wanneer word ek in die doodryk vasgevang, wanneer gaan my siel paradys toe, en watter liggaam staan ons op, en baie, mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, 9 onderwerpe, so A5 boek, maar so 500 plus bladsye, 13 jaar voorbereiding, navorsing en geskryf aan hom. Ek wil weer sê, sy gelyke is daar nie. Nie omdat ek is geskryf het nie. Werk deur hom en sê vir my of ek snert gepraat het. As jy belangstel in enige van my boeke, of iets wil weet, of my iets wil deel, kontak by my WhatsApp nommer 0722-367-124. Gaan na my webtuiste nommer https://jaffashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is uiters belangrik as jy na deel 1 toe gaan, voorbegin, jy te magdom inligting gemis. En dit is belangrik dat jy inteken op die webtuiste, of in die YouTube, as kies toch nie webtuiste in die YouTube, dat jy sal inteken, sodat jy die kennisgewings kan kry van al die verskillende boodskappe en studies waarmee ons besig is. En daar is 'n hele klomp nuwe studies wat aan die kom is. As Vader liewe gesondheidspaar. Het is lewensveranderend. Ek wil net sê, van hulle het ek klaar gedoen, die navorsing is gedoen, die voorbereiding is gedoen, is net om tyd te vind om die opnames te maak. Ek weet nie of u bewus is nie, ons doen op die oomblik 16 tot 17 opnames elke week. En dan sit ons met 242 Bybelskoolstudente ook. Maak seker dat die skryfblok en pen byderhand het, as ook 'n Bybel. En dit is uiters belangrik dat u notas maak terwyl ons studiewerk doen. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, vanmôre kom ons as u kinders. Ons sê dankie vir hierdie bonatuurlike voorreg om as Jaffiste en deel van die bruid van Jaffashua universeel saam te wees. Dankie dat ons name geskryf is en herstel is in die boek van die ewige lewe en dat ons uitverkiesing voor die grondlegging van die aarde, dat dit herstel is deur die genade bloed van Jaffashua. Lei ons in hierdie dag om ons kleed rein te bewaar in die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh. Salf u woord vanmôre, gee vir ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike ore, dat ons kan hoor wat u vir ons wil sê. Ons bid dit in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua. En die Jaffiste sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou ons vanoggend se sessie vir u 'n seëning gaan wees. Halleluja. Ons is besig met Spreuke 16 vers 6. Hy sê dat deur die liefde, die agape liefde, ek wil net aan Israel hierso, deur die agape liefde en trou, so dit is nie net die liefde nie, dit is ook om in getrouheid. Daai trou, getrouheid. Wat beteken om elke dag in heiligmaking te lewe. Sien, net daai een woordjie het ons nie behandel nie. Deur liefde en trou. Wat is trou? In getrouheid, in volkomenheid, in heerlikheid, in pligsgetrouheid. Ons as Jaffiste is ook veronderstel om pligsgetrou te wees. Word die skuld versoen. Skuld word versoen. En deur die vrees van Jaffa Almagtig, luister, wyk 'n mens af van die kwaad. Weet jy wat?
Ons het nie nodig as Jafiste om gedreig te word nie. Ons het nie nodig om elke dag gemes in ons keel gehou te word nie. Ons doen dit vrywillig, omdat ons hulle lief het. Die Vader en die Seun en die Ruach, omdat ons hulle lief het, as 'n eenheid. Dis nie 'n stryd nie. Dis nie 'n moeilike ding nie. Dis so 'n ou koortjie sê dat ons het hom gesing. It's a joy unspeakable and full of glory. Halleluja. Dis 'n voorreg. Wat 'n voorreg om 'n Jafis te wees. Dis seker die grootste voorreg vir 'n aardse mens om te sê ek is 'n volbloed Jafis. Halleluja. Ek hou van wat broer Wynand Brits altyd sê wanneer hy groet, as hy met my gepraat het, dan sê hy, prof, ek groet jou met 'n Jafistiese groete en liefde. Dit klink net anderster. Dis sy manier hoe hy groet, 'n Jafistiese groete en liefde. Hy is bly om 'n Jafis te wees. Dis nie 'n verleentheid om 'n Jafis te wees nie. Dis 'n bo-natuurlike gawe om 'n Jafis genoem te word. En ons behoort dankbaar te wees daaroor. En daarom wyk ons van die kwaad af. Deur die vrees van Jahwe, nie sê hy vrees van ek bewe en ek is bang nie. Dit is 'n leefwyse om in getrouheid te lewe en te wandel elke dag van ons lewens. En op die manier wat jy en ek en u in die Ruach funksioneer, nougeset loop, leer die Satan om ons te vrees. Nie ons hom te vrees nie. Hy vrees ons. Hoekom? Want ons wyk af van die kwaad af. Dis minder van die kwaad en meer van die agape liefde. Onthou, ons het gister begin met die agape liefde in hierdie skrifgedeelte waar hy gesê het, deur die agape liefde en trou word die skuld versoen. Ons skuld is betaal deur die agape liefde van Jahwe en deur die vrees van Jahwe Almagtig wyk die mens van die kwaad. Met ander woorde, ons as Jafiste het nie nodig om bang gemaak te word nie. Ons lewe in die Ruach HaKodesh, wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. Dis 'n leefwyse. Ek wil dit net sê, om 'n Jafis te wees is nie iets wat ek aantrek om reg te maak vir die opname nie. Dis 'n leefwyse. Ek lewe nie anders as ek winkel toe gaan, as wat ek in my huis lewe nie. Ek lewe nie anders as wanneer die kinders kom kuier, as wat ons in ons huis lewe nie. Ons lewe nie anders as wat ons van die Jafiste mense ontvang, ons boeties en ons susters en ons vriende en ons vriendinne nie. Dis ons lewe. Die Engels is, what you see is what you get. En dis hoe ons in ons geestelike lewe moet funksioneer. Dis nie 'n baadjie wat ek aantrek nie. 'n Pinksterbaadjie, nou is ek nie pastoor nie. Nee, dis hoe jy lewe. En dis wanneer ons deur die Ruach HaKodesh en die vrees van Jahwe Almagtig geleer en gelei word, dan wyk ons van die kwaad af weg. Nou as ek van die kwaad kan af wegwyk, wat gebeur? Dan neig ek meer na Jahwe se liefde toe. Meer om meer en meer bruikbaar in sy hand te wil wees. Hy sê in vers 7, as Jahwe Almagtig behaag het in die weë van 'n man, en ek wil sê en 'n vrou. Want ons lewe in die genade tydperk waar die dames, julle is net so deel van die koninkryk. Jy is net so deel van die koninkryk. Galate 3:26 sê, ons weet Jahwe so onderdompel is, en sy naam onderdompel is, soos met Jahwe bekleed, ons het die kleed aangetrek. Daar is nie Jood of Griek, vryman of slaaf nie, man en vrou nie, maar volgens die belofte is ons een, en volgens die belofte van Abraham erfgename geword. Die vrouens is so deel van die bediening, soos die mans is.
Inteendeel wil ek sê, op huidiglik is daar 'n hele paar van die studente wat vroue studente is, wat vir die diploma swat, wat in hulle finale jaar is om pastore te word. Meer as wat daar mans is. So ek wil net sê dat by Jaffa, ons Elohim, is daar nie die aannemer van die persoon nie. Die kerk het kom sê, die vrou mag nie. Die Ou Testamentiese verbond het gesê, die vrou mag nie. Abraham se belofte was vir die mans. Maar tog, met Bybelvertalings en hersienings en goed, het hulle dit so gemanipuleer, dat die mag om die vrou as 'n ousie daar te hou, al die tyd. Totdat ek by die openbaring gekom het, dat die eerste boodskapdraer van die opstanding van Jafashua was Miriam Magdalena. Toe Jafashua van gesê, gaan sê vir my disciples, ek het opgestaan. Hy het nie gesê, gaan roep vir Petrus, dat ek hom sê nie. Hy sê, gaan sê vir hulle, die grootste boodskap wat uitgedra was. Die wêreld het in afwagting gewag. Die Romeine het in afwagting gewag. Die Sanhedrin het in afwagting gehad. Die Fariseërs en Sadduseërs het in afwagting gehad. Die skynheiliges, sinagogiese skynheiliges het in afwagting gewag. Die Jode het in afwagting gewag. Wie gaan hy stuur? Wie gaan hy stuur om vir hulle te sê? Dan sê hy vir Miriam Magdalena, gaan sê vir hulle, ek het opgestaan. En dit vir my is een van die grootste oomblikke in ons bediening as Jafiste. Dis een van die 7 pilare waarop ons ankers gebou is as Jafiste, is die opstanding van Jafashua. So belangrik is dit dat hy vir die vrou sê, gaan sê vir hulle, ek het opgestaan. Vandag steeds is daar kerke en denominasies en organisasies wat die dames platdruk, afdruk. Hulle dink die vrou is net daar om kleintjies te maak en hulle groot te maak. Hulle is boodskappers. Wanneer ek self kyk in die Bybel, wanneer apostel Paulus die mense groet hy die vrouens wat saam met hulle beweeg het. En ek wil net sê, hier's mos nou New Agers wat sê, daai vrouens, heilige vrouens van Jaffa, hulle was geestelike prostituie vir die disciples, vir die apostels. Julle gaan eendag voor Jaffa staan. Hulle was heilige vrouens. Hulle het hulle liggame rein bewaar. Hulle het hulle bedieninge rein bewaar. Hulle was werktuie in die koninkryk van Jaffa. Maar dit is so maklik om vandag goed te sê, om by die agnostiese en ateïstiese godsdienst te laat inpas. Maar ek weet dat die woord sê, dat Jaffa het 'n behaal in 'n man en 'n vrou, wat in die weë wandel, wat in sy weë wandel. Hy sê, as Jaffa behaal het in die weë van 'n man en 'n vrou, dan laat hy sy vyande met hulle vrede hou. Ek sê nie hom nie, ek sê hulle, mans en vrouens. Maar prof, die woord sê, jy mag nie een woordjie verander in die Bybel nie. Ja, dit is seker so, maar ek weet nie wat, ons is ook nie stupid nie. Koning Salomo het niks geweet van die man en die vrou, die genade wat oor die mans, wat oor die vrou sal kom in Galasië 3:26-29 nie, en ander skrifte ook nie. Koning Salomo het niks van dit gedoen, weet nie. Hy het gedink vrouens was objects, dis hoekom hy 500 vrouens gehad het. Seksuele objects, dis wat hy gedink het. Maar die woord sê so, ek sal daai verander. Hoekom? Want ek sien die autoriteit van die Ruach. En ek verstaan die skrif as ek hom daar lees, dat hy praat met die mans en die vrouens. As Jaffa almagtig behaal het in die weë van 'n man en 'n vrou, dan laat hy selfs hulle vyande, dan laat hy selfs hy, Jaffa almagtig, hulle vyande met hulle vrede hou, want is die man en die vrou. Jy sien, en daar skielik kry dit totaal ander betekenis, waar dit 'n diskriminerende skrif was voorheen. Ek sê diskriminerend teen die vrou. Die mense is so gou om oor diskriminasie te praat. Hier is diskriminerend, man.
Want die vrou het net soveel reg en autoriteit en as wat die man het, wanneer dit kom by die koninkryk van Jaffa en sy koninkrykswerk. Ek is so bly dat ons in die 21ste eeu lewe. Dat ons vandag in die tyd lewe waar Jaffa met ons, ek dink meer dan ooit, en generasies voor ons ooit, met die woord wandel. Ek dink dis ook die ure en ure en ure en ure en ure en weke en maande en jare wat ek met die woord sit, waar die openbarings kom. Waar die openbarings kom. En dis hoe Jaffa werk. Dis hoe Jaffa werk. Ek is so bly ons beweeg onder die genadebloed van Jaffa in hierdie moderne tyd. En laat hierdie evangelie van Jaffa en die Ruach HaKodesh, so neetvars is, asof dit gister gebeur het. En dis wat geloof is. Want hy sê in Hebreërs 11, die geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons sien, maar wat ons hoop. Waarin ons funksioneer, asof dit gister gebeur het. Ek wil dit in Engels sê, dis amper brand spanking new. So vars is hierdie woord van verlossing, asof dit gister was. Dis nie iets wat verouderd is en gemif is nie. Nee, dis lewend. Die Engelse woord, ek wil dit gebruik, is vibrant. Daar's lewe daarin. Hoekom? Want is deurdronge deur die Ruach HaKodesh. Tot môreoggend as Vader wil en sy wil naby is, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.